Miskien begin jy te vra, wie ken hierdie lied? Wie ken hierdie band? Hulle was laas jaar, dink ek, in Suid-Afrika. En ek het die konsert bygewoon, ek was verras om te sien dat ek van die jongste mense daar was en almal ouer as ek. Hierdie is Bon Jovi en hierdie lied het so in die 90, hy het in 86 uitgekom. Op daai stadium Suid-Afrika het die ooms in die regering gesê, mag ek rowwe musiek luister nie. En daar's 'n ban geplaas op al die video's en die musiek. So Bon Jovi het Suid-Afrika eers regtig getref hier in 91. En ek onthou was 'n vroeg hoërskool toe hierdie liedjies begin uitkom het en ons leer dans het op hierdie liedjies van Bon Jovi. Tyd toe ek self ook nog lekker lang hare gehad het. Die dae van Bon Jovi, maar hoorde ek al sê, die lied se naam Living on a Prayer, 'n liefdeslied oor Tommy en Gina. Eintlik 'n tragiese storie. Die lied vertel van Tommy en Gina wat baie swaar kry. Tommy werk in die dokke en daar's 'n staking aan die gang en hy het nie geld nie. En hy gaan sy familie verloor en Gina aan die ander kant, sy is hierdie waitress in 'n kroeg iewerste waar die mans elke aand daar sukkel en sy het nie genoeg geld nie. En hulle kom agter hulle gaan dit nie maak nie en dit gaan taai. En dan is dit hierdie woorde van we gotta hang on, we're living on a prayer. Ons eetgebed, ons slaapgebed, ons droomgebed, maar dis net gebed wat ons deur hierdie storie gaan kry. Dis die storie agter die liedjie van Bon Jovi, Living on a Prayer. So ek het so begin vanaand, omdat ons bietjie eerlik is oor gebed, en in lig daarvan dink ek is dit waar van ons almal. Op 'n manier leef ons op gebed. Dis een van die geestelike dissiplines wat almal van ons baie goed reg kry. Ek is maar oortuig daarvan. As ons sê dat Bybel lees, kerk toe gaan in gebed, die 3 pilare is waaraan ons geloofs omgang met die Here meet, kry ons gebed die beste reg. Almal van ons bid, ek sien dit oral. Of dit kindertjies is wat billetjie rugby speel, wat bid saam met die meneer langs die veld, of die kleintjies wat bid by netbalwedstryd, of die springbok wat bid voor hulle speel, of dit 'n ou mens is, almal van ons bid. Dis iets wat ons, al gaan ons die kerk toe nie, en al lees ons die Bybel nie, dis een ding wat ons doen. Baie keer sê mense van my, doen, ek gaan nie baie kerk toe nie, maar jy weet, ek bid daarom nog, as ek nie, ek's baie bly om dit te hoor. Ons bid nog, nee. En die navorsing wys dit, as ons vanaand eerlik is oor gebed, en Ruud volgende ook gesê, is dit glad nie vanaand dat ons praat oor dat ons nie bid nie, ons bid, nee, hier is die baie goeie navorsing wat deur E-kerk gedoen is, laas jaar Oktober maand, wys dat kerkmense bid regtig baie, nee. 44% van almal wat die toetsel geskryf het, bid meer as 1 keer op 'n dag. 44% van mense bid meer as 1 keer op 'n dag, by die skool, in die kar, by die werk, op die kantoor. 31% bid daagliks en net 5% bid net meerdere kere per week. En kyk hoe mooi is dit, nê? 90% van mense bid woorde uit hulle hart uit. Woorde wat ek sê vir die Here hoe ek voel. Dit help ons maas leer ons dit van kleins af om met die Here te praat. 3% bid die Onse Vader, wat eintlik baie is, nê? En 2% bid uit dagstukkies uit, wat ook vir my baie mooi is. So gelowiges bid. As ons vanaand eerlik is en volgende oor gebed praat, is dit nie dat ons nie bid nie. Die volgende stuk navorsing wat belangrik is ons sien veral dat gelowiges nie net vir hulle self bid nie, maar ook vir ander mense. Dis 'n mooi ding. 90% van gelowiges bid vir familie. Hulle onderskei nie tussen skoonfamilie en regte familie, hulle sê net familie. 67% bid vir geestelike groei, wat nogal goed is. Here, maak my sterk, verander my, maak my beter. 66% bid vir vriende. Wow, is nogal vir my, om dit te sien, was goed. 65% bid vir gesondheid. En nou die mooi ding is, dat hulle sê veral, dat wat hulle agterkom met die navorsing, is dat gelowiges bid veral, wanneer dit swaar gaan. En dit weet ons mos nou. Dat gelowiges het iewers te agtergekom in die lewe, dat daar is iemand aan die ander kant wat my hoor, wat my krag gee, wat my dra deur moeilike tye. 21% mense bid, wanneer hulle moeilike besluite moet maak. Wanneer dit regtig maak of breek is, ek moet besluite neem. 28% bid, as daar moeilike tye is, en 35% mense bid, wanneer dit iemand anders te sleg gaan, naby aan jou. Dit is wel aangrypend. Ek het nogal gedog, as Stefan Juberle hierdie navorsing doen, gaan hulle iets anders te sien. Ek het 'n vermoede gehad, ons bid nie meer nie. Maar ek was verkeerd. Dit lyk my kerkmense bid gereeld. So as vanaand eerlik is oor gebed, wil ek nie sê ons bid nie. So die vraag is, wat moet ons vir mekaar sê? Waaroor moet ons eerlik wees?
En ek dink waar ons eerlik moet wees is om te sê dat dit wil vir my lyk dat alhoewel ons baie keer bid, die gebede wat ons bid en die tyd wat ons by God spandeer, asof dit nie noodwendig ons lewens verander nie. En nou sê ek dit nie, die wêreld sê dit. Ek het julle al bewus gemaak van hierdie veldtog in Engeland. Ek het gesien hierdie week dat die Christene die regsaak gewen het, dat die busse in Engeland moet verander. Daar was 'n ryk besigheidsman wat 'n jaar terug hierdie veldtog in Engeland begin het en dit op die busse geskryf het. There's probably no God. Now stop worrying and enjoy your life. En in 'n gesprek met hierdie persoon, hoekom hy so gesê het, hoekom jy dit sê, is dit nie met God uit te waai nie, maar met die kerk en met die gelowiges. Hy sê, ek kyk in die Anglikaanse kerk in Engeland en dit maak geen verskil in mense se lewens nie. Mense wat Anglikane is, mense wat Rooms-Katoliek is, die klein bietjie protestante wat in Engeland is, hulle leef presies dieselfde as al die ander mense. En behalwe dit, hulle teenwoordigheid in die dorp, of in die stad, of die plek waar ons bly, verander niks nie. Is nog net soveel geweld, nog net soveel egskeiding, nog net soveel seer, nog net soveel hartseer, en daarom sê ek, godsdienst is eintlik, dit doen niks. So die wêreld kyk na ons en hulle sê dit van ons. So ons moet eerlik daaroor wees. Gelowiges lyk nie anders nie. Ons verander nie die wêreld nie. Ek kan nie presies onthou wanneer dit was nie. Die George Bush, ek vermoed dit was in 2009, toe hulle Irak ingeval het. Wanneer was dit? 2009, die eerste keer. Ek kan nie onthou nie, maar ek onthou baie goed, hy het gesê, dat hy maak oorlog en hy verklaar homself om 'n evangeliese Christen te wees en om alle boosheid in Irak en Iran uit te wis. En ek onthou die kriweligheid binne in my, dat ons almal weet dat ons skuldige mense wat gaan sterf in Irak en in Iran. Dat as dit die prentjie van die gelowiges is in die wêreld daar buite, dat dit mense is wat doodmaak of hoe dit ook al sê, dan dit was maar my gevoel, dat as die wêreld na ons kyk, dan sê hulle baie keer, ons lewe verander nie. En miskien moet ons daaroor eerlik wees as ons oor gebed vra. Want, gebed is in die eerste plek, om vir God dinge te vra. Stem julle saam? Dink ons ouers leer ons van kleins af, as jy bid in die aand, vra vir die Here. Die Here weet jy nodig het. Ek het nog so gebed geleer op die 5 vingers. Die mense naaste aan jou, en iewers is die regering, en iewers is jou ouma, en iewers is... Maar jy bid vir ander, jy vra vir die Here goed, die vroeë geloof dat daar 'n God aan die ander kant is wat hoor, en wat sal sê, ek sal graag vir jou gee wat jou hart begeer. Maar dis een dimensie. Dis een dimensie van gebed. Die 2 ander dele het ons verloor in die moderne wêreld waarin ons leef. As die Ou Testament lees, Nuwe Testament, die werke van die geestelike vaders is om te vra, dis een deel. Die tweede deel, belangrike deel van gebed is, dis 'n plek waar God jou hart verander. Dit is altyd die doel van gebed. 'n Psigologiese verandering. Die hart in daai tyd was die sentrum van jou menswees. Dat God iets in jou binnekant, jou perspektiewe verander. Die bril waardeur jy na die werklikheid kyk. Dat die Here so 'n bietjie skaaf en vorm, nuut maak, dat jy regtig 'n beter mens word. En daarmee saam die derde beweging was gebed dan nog altyd 'n plek waar God ons in beweging gebring het. Waar God met koneksie met mense gesê het, julle is nou my hande en my voete en gaan doen nou iets. Die plek waar God mense in beweging bring. So, ek dink waarvoor ek vanaand pleit, is vir 'n nuwe bewustheid, of om 'n Engels woord te gebruik, awareness, na waartoe gebed ons uitnooi. Dit is die plek waar ek op my knieë voor God staan en sê, Here, ek het dit van U nodig, maar dit is veral die plek waar ek stil word met die openheid en die bereidheid dat God my kan verander. So die teks wat ek saamgebring het vanaand is een van die tekste waar Jesus die beste en die duidelikste oor gebed praat. En ek wil graag vanaand so 'n bietjie saam met julle daardeur kuier. Die van die Bybel saamgebring het ook by Matteus 6. Ek het ook op die bord as jy wil saam lees, maar die wat wil notas maak in die Bybel. Matteus 6 is die gedeelte waar Jesus daaroor praat. En net 'n baie kort agtergrond. Matteus 6 is deel van die bergpredikasie. Dis een van die belangrikste preke wat Jesus gegee het. Maar die mooi ding van die bergpredikasie is dat dit nie 'n filosofiese of 'n teologiese preek oor die godheid of die Heilige Gees of oor die hemel of oor dis 'n preek wat die mense na geluister het, uitgenooi het
uitgenooi het om prakties hulle lewens te verander. Prakties. Waar Jesus sê dat geloof gaan nie tot in die kop nie, maar dit gaan ook oor dat dit moet oorgaan in jou lewe. En op hierdie plek praat hy dan oor gebed. En dis wat ek wil hê julle moet sien, dat Jesus nie op 'n ander plek in die Bybel praat van gebed nie, maar spesifiek op hierdie plek waar hy praat oor hoe geloof jou lewe moet verander. Nou kom ons by Matteus 6, waar Jesus dan praat. En hierdie twee gedeeltes wat na mekaar volg, is op verskillende plekke in Matteus 6, maar ek het hulle uitgehaal want hulle pas eintlik by mekaar in die perikoop. Jesus sê, verder as julle bid, moet julle nie soos die skynheiliges wees nie. Hulle hou daarvan om in die sinagoges en op die straathoeke te staan en bid, sodat die mense hulle kan sien. Dit verseker ek julle, hulle het hulle beloning klaar weg. En net die volgende gedeelte. Wanneer julle bid, moet julle nie soos die heidene 'n stortvloed van woorde gebruik nie. Hulle verbeel hulle gebede sal verhoor word, omdat hulle baie woorde gebruik. Jesus praat in hierdie gedeelte oor skynheiliges, en ek weet nie wat die prentjie in jou kop is van 'n skynheilige nie. 'n Skynheilige in hierdie teks wat Jesus gebruik is mense wat dit reg kry op 'n manier met geloof saam te leef, dat dit nie hulle harte raak nie. Dis 'n show. Die Griekse woord wat hy ook daar gebruik is persona. Waar persoonlikheid vandaan kom, wat masker beteken. Mense wat maskers aan, mense wat deur die rigmarole van geloof gaan, van Bybel lees, van gebed, kerk toe gaan, maar dit verander nie hulle lewens nie. Dis wat hy bedoel met skynheilig is. Want heiligheid lê nie aan die buitekant nie. Dis wat hy wil sê. Heiligheid is nooit aan die buitekant. Heiligheid is aan die binnekant. Jy kry dit diep binne in 'n mens. Jy kry dit op 'n plek waar as ek met jou te doen kry, dan weet ek jy's heilig. Jy kan nie woorde sê nie. Jy kom ons partykeer by iemand. Dan voel jy net daar's iets. En dis waarvan Jesus praat. Die heiligheid wat in die binnekant is. En hy sê hulle is skynheilig, want hulle verander nie. En hoor nou baie, as jy teks lees, dat ons dadelik judge ons hierdie ouens, wat in sinagoges en op straathoeke bid en met baie woorde gebruik, maar tegnies doen hierdie ouens niks verkeerd nie. Hoor dit baie mooi. As jy die wêreld van die Bybel verstaan, doen hierdie ouens presies wat van gelowiges vereis word. Dit is hoe gelowiges gebid het. So hierdie teks hou hulle verskriklik te mekaar gemaak. Jesus, maar dis dan hoe ons in die tempel en die sinagoges geleer het om te bid. Ons moet in die sinagoges bid, moet ons die voorgeskrewe gebede bid en dit leer, en ons ook op die straathoeke bid. Dit was 'n opdrag om tussen die armes te gaan staan, want straathoeke was die plek waar armes en weduwees en kinders was, en jy moes daar gaan staan het en daardie gebede gebid het, en het geglo daardie gebede gaan aan daardie mense se lewens verander. En baie woorde, dis hoe hulle geleer is in die teologiese skool. As jy in die Midrash gebid het, jy het die woorde gebruik, jy het partykeer die hele Psalm 91 gebid, jy het baie woorde gebruik, so het nie iets verkeerd gedoen nie. Hierdie mense bid soos wat die Ou Testament hulle geleer het, maar nou kom jy sê, dis verkeerd. En die rede kom uit sê is, hierdie mense doen dit so aan die buitekant, dat het niks verander aan die binnekant nie. Hulle gaan in die sinagoge in, hulle gaan deur die liturgiese gebed, 'n groot woord wat sê die voorgeskrewe gebede, maar as hulle uitkom en hulle gaan mark toe, dan stel hulle skale verkeerd. Hulle doen die mense in wat vrugte koop by hulle. Hulle vat 'n arm man se skoene by hom vir 'n bord kos. Of hulle gaan bid op die straathoeke. Hulle staan tussen die armes en die weduwees en die weggooi kinders en doen die heilige gebede. Maar hulle gee nie vir hulle kos nie. Hulle sit nie en hoor by hulle hoe gaan dit met hulle nie. Hulle kom nie naby genoeg om eers 'n naam te vra, en as ek te naby kom, as ek onheilig, kan ek nie môre weer terug gaan sinagoge toe nie. En die baie woorde, dat die woorde nie van binnekant af kom nie, dat nie hulle lewens verander nie. En dis waar Jesus dit het. En nou sê hy die mooi ding, wat so tussen hierdie twee staan. Nee. As jy bid, gaan na jou kamer toe, maak die deur toe, en bid tot jou Vader wat jy nie kan sien nie. Nou as ons hierdie teks in Afrikaans lees, dan sien ons die prentjie van Jesus sê, nee, moet nie op die straathoek staan nie, gaan na jou kamer toe, sluit die deur, niemand moet jou pla nie. Maar dis wat Jesus sê nie. Want lokaliteit gaan niks verander nie, dink mooi daaraan. Of jy die baie woorde gaan bid in jou binnekamer, of op die straathoek, het gaan niks verander nie. Die Griekse woord vir kamer hier beteken letterlik 'n kas. 'n kas. Die plek in jou kamer, die mense nie kaste gehad daai tyd nie, maar hulle het houtkassies gehad, waarin hulle beste besittings geberg het. Hy gebruik daardie woord. Gaan na die diepste plek van jouself toe.
en gaan praat daar met God. Ek weet nie wie mense dit daai tyd verstaan het nie. Ek verstaan nou nog nie regtig presies wat Jesus sê nie, maar amper iets soos, los die groot woorde, los die na buite, los die liturgiese gebede, los die sinagoges, jy moet by 'n plek kom waar jy van die binnekant af begin bid. By die diepste plek waar ek Louis is. By my giftedness. Hoe ek by my sonde en my donker gaan. Dis eers as ek by daai plek inkom, dat die Here my kan begin verander. As ek heeltyd met die liturgiese gebede gaan besig wees en hierdie goed doen, gaan ek nooit by die plek uitkom waar die Here vir my sê, hoor, hier's dinge in jou wat nie reg is nie, wat moet verander nie. Sien, Jesus pleit nie net hier vir gaan na 'n ander plek toe om te bid nie, hy pleit vir 'n ander manier om te bid. Los die skyn, gaan wees eerlik met jouself. Vat jou diepste wie jy is na God toe. Want as dit gebeur, as jy op daai plek kom van waar jy eerlik is met jouself, kan die Here jou begin verander. Kan jy begin eerlik wees oor wat jou impak in die wêreld is. Dan eers. So hierdie mense is bietjie teen mekaar. Jesus het die ding omgedraai. En by 'n plek kom waar jy van binne af bid dat God jou kan begin verander. En nou sit hy die Onse Vader in. Nou sê hy, nou dis hoe jy van hier af bid. As jy nou op daai donker plek is, of op daai diep plek is dit hoe jy bid, sê hy. As Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word. Laat u koninkryk kom, laat u wil ook op die aarde geskied, net soos in die hemel. Gee ons vandag ons daaglikse brood en vergeef ons oortredinge, soos ons ook die vergewe wat teen ons oortree. En laat ons nie in versoeking kom nie, maar verlos ons van die bose. Jesus begin met hierdie gebed. Ons Vader. En hy draai die hele ding om. Hoe belangrik is die ons wat voor die Vader staan? Is dit toevallig daar? Met die bid van die Onse Vader is dit met eens die belydenis dat wanneer ek in koneksie met God is ek outomaties in koneksie met die wêreld en met klomp ander mense. Sien, dis my vorige teks nie gaan oor lokaliteit van sonder jou af en gaan na 'n kamer toe waar alleen is nie. Inteendeel, ware gebed haal jou uit jou kamer uit en vat jou na die wêreld toe. My koneksie met God vat my dadelik na die ons toe. Na die ander toe. Na 'n wêreld toe. Bring die ander in jou storie in. En dis 'n nuwe storie vir hierdie mense van die Bybel. Want geloof gaan maar oor my. En my journey met God is my heiligheid. Om in die tempel te kom, van die sinagoge te kom, en daarna in die hemel te kom. Jesus sê nee. Daar's 'n ander storie wat God met ons wil doen. En dit begin by die bid van ons Vader, die belydenis dat God my wil gebruik in 'n wêreld met klomp gebroke mense. Die woord evangelie, wat die 4 eerste boeke van die Nuwe Testament is, wat Jesus sê, ek kom om die goeie boodskap te bring, evangelie, is 'n Griekse woord wat gebruik is wanneer 'n keiser 'n nuwe gebied oorgeneem het. Dan het klomp boodskappers gekom en 'n evangelie gebring. En die evangelie was die goeie nuus dat die keiser sy grondgebied uitbrei, maar daarmee saam met die evangelie kom daar altyd 'n stuk nuwe wette. Maar stel jouself voor, jy bly in Rome en nou neem die Turke ons oor. Nou kom daar 'n evangelie. Wat gaan verander in Rome? Alles. Die geld. Ons gaan nou met liras werk. Ons gaan nou nie meer belasting aan Rome betaal nie, maar aan Istanbul. Ons gaan dalk 'n ander taal moet praat in ons skole iewes skielik. Sien, alles verander. En dis die prentjie van die Nuwe Testament. Jy sê, ek bring die evangelie en sê, hierdie is nuwe grondgebied met nuwe reëls. En die nuwe reëls is ons Vader. Julle leef nie meer vir julleself, maar in koneksie met ander mense. God is aan bewind. So hier waar ek aan bewind is, leef die mense wat my liefhet en mekaar liefhet, omdat God my liefhet. Dat ek ander vertroos en ander vashou, omdat God hier is. En dan die baie kragtige volgende gebed. Ons Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word. Laat u koninkryk kom. Hou net die prentjie van die evangelie in julle gedagtes. Laat u koninkryk kom op aarde soos in die hemel. Ek weet nie of ons besef wat 'n kragtige gebed dit is nie.
Openbaring vertel die storie dat die nuwe Jerusalem, wat ons baie keer vertaal met die hemel, van die hemel af aarde toe kom. Gaan lees dit. Dat die nuwe Jerusalem 'n plek op aarde word. En dit gebeur net waar mense die koninkryk van God leef, waar mense ware gebed begin leef. Want gebed is nie net om in die hemel te kom nie, of 'n hemelse realiteit nie. Die hart van gebed is dat God moet verander, dat iets hier op aarde moet gebeur. Hierdie gebed, Heer, laat U koninkryk op die aarde kom, sê, dan moet iets in my huis gebeur, dan moet iets in my dorp gebeur, dan moet iets in my skool gebeur, dan moet iets in my werksplek gebeur, dan moet iets in my huwelik gebeur. As ek in koneksie met God leef. Op aarde. Er moet iets hier gebeur. Is nie net eendag ver en hemel en hier moet nou iets gebeur, wat Jesus vir hulle sê. Dan gaan hy verder. Gee my daaglikse brood. Gee my vandag my daaglikse brood. Gee my vandag wat ek nodig het. ‘n gebed wat sê, Here, gee vir my genoeg dat ek kan gee. Want hierdie teks vat hulle onmiddellik terug na Eksodus 6 toe, na die vertelling in die woestyn toe, waar daar manna uit die hemel uitgeval het, en die opdrag was, gaan tel elke oggend soveel manna op, sodat jy en jou gesin nodig het. En wat het met die manna gebeur as hulle meer as dit opgetel het? Weet julle, onthou die storie. Die wurms het dit opgevreet. Was dit toeval? Of wou God iets vir die mense leer? Hy wou dit vir hulle leer van, as ek vandag vat wat ek net nodig het, dan gaan daar genoeg vir jou ook wees. As ek te veel vat, gaan jy dalk nie hê nie. Of as jy te veel vat, gaan ek nie genoeg om te gee. So, gee my daaglikse brood, in eerste plek 'n belydenis dat God my seën, dat ek 'n seën vir ander kan wees. En hierdie storie sal ook terugvat na die nagmaalstafel toe. Die nagmaal was in die heel eerste kerk nie net 'n mistiese ding wat gaan oor verlossing van Jesus nie. Dit was 'n liefdesmaaltyd waar arm en ryk saam kom eet het en almal het hulle kos saamgebring en die wat nie gehad het nie het geëet en die wat te veel gehad het het gedeel. En dit was die liefdesmaal. So almal het genoeg gehad om te eet omdat hulle gedeel het. Want ons kan nie bid, ons Vader, en iemand anders se honger en hartseer en pyn en verwerping miskyk nie. Paulus skryf in 1 Korintiërs: Julle eet en drink 'n oordeel oor julleself. En nou vertaal ons dit in die Calvinistiese tradisie van jy moet jouself voorberei voor die nagmaal te kom en jy moet bid daaroor. Dis nie wat Paulus bedoel het nie. Dis die grootste misverstaan van die nagmaal. Gaan lees al hele gedeelte. Paulus praat oor die mense wat hulle kos vir hulle self hou, dat die ander niks kry nie. Of die armes wat so dik eet, dat die ander weer niks kry nie. Dis waar Paulus praat. Hy sê, maak 'n bespotting van die liefdestafel. Die liefdestafel is 'n plek waar jy geloof oefen, waar jy die nuwe aarde oefen. Om met mekaar te deel. Hy kragtige gedeelte in Handelinge. So 'n bietjie van die punt af, maar waar daar staan in die Christelike kerk het oornag met 3000 lidmate gegroei. En die versie net voor dit, omdat die gelowiges elke dag bymekaar gekom het en die liefdesmaal gevier het. Dit was so kragtige belydenis in Jerusalem, dat die mense wat in 'n era van selfsugtigheid en eersug en ek leef myself geleef het, so aangegryp was deur hierdie mense, wat hulle kos net so gedeel het. Hulle lewens so met mekaar gedeel, hartseer met mekaar gedeel het. Sê jy, van hierdie gemeenskap wil ek deel wees, hier is iets anderste, en dis die evangelie. En dan sê Jesus, vergeef ons sondes. Met 'n voorwaarde. Soos ons die vergeef wat teen ons sondig. En Jesus doen dit nie omdat hy kwaai is of lelik is nie. Hy wil ons iets leer van hoe gebed ons moet beweeg. Die hart van vergifnis, dink ek,
is liefde. 'n God wat sê, ek het jou lief ongeag. En die bedoeling van daardie liefde was nog altyd dat ons na buite toe moet gaan uitleef. Ek vergeef jou dat jy die wêreld kan vergeef. Ek het jou lief dat jy die wêreld kan lief hê, ongeag. Nou ek dink as ons vandag wil eerlik wees oor gebed, het ons baie nodig om hierdie gebed baie mooi uit mekaar uit te moet haal. Ek dink ons bid kompulsief, obsessief, baie kere, meeste kere, net vir onsself. Vir ons eie welstand. En dan om bo uit te kom, dan trap ons en ons verneek en ons verwoes. En as ons bo uitkom en sê ons, dit was God. God my gebede verhoor. Kan so wees, maar moet baie seker maak. Dat dit God was en nie jou eie selfsug nie. Dalk het God vir iets anders te gesê op die pad tot daar. En ek het 'n vermoede ons het blind geword vir die seer en vir die honger van mekaar. En daarmee saam het ons dit baie goed reg gekry om ons liefdeloosheid te regverdig. Wat ek bedoel is, ons regverdig die feit dat ons nie vergewe nie. Want weet jy wat hy aan my gedoen het? Weet jy hoe seer was ek op daai plek? Ons regverdig die grense wat ons trek. Hulle is so en ons is so. Ek gee nie vir hulle nie want hulle is so en ek gee vir hulle want hulle is so. Maar regverdig ons op 'n manier dat ons iets van die krag van gebed verloor. En dan moet ek bely, ons sukkel met gebed. Dit verleer om te bid. Want elke keer wanneer ek bid, is daar 'n fluistering, nie 'n harde stem nie. 'n Fluistering wat sê, as jy bid, God help hulle asseblief. Is daar 'n fluistering wat sê, ek het jou gemaak. Ek het jou in hulle lewe gesit. Ek het jou bewus gemaak daarvan. Ek het jou die vermoë gegee. Maar dis nie 'n harde stem nie, hoor. Jy gaan baie mooi luister. En jy gaan maklik kan ignoreer. Dis 'n fluistering. Jy sal moet mooi luister. Maar ek dink dis die gebed waartoe Jesus ons uitgenooi het. Ek wil begin afsluit met eintlik 'n half vreemde storie van die woestynvaders. En die woestynvaders was 'n klomp mense wat so 300 jaar na Christus woestyn toe getrek het. Gesê het nee, die stad maak dit vir hulle moeilik om gelowig te wees. Met al die besig wees en die geld en die skole en die kinders, klink amper soos vandag, nee. Mense, ons kan na woestyn toe vlug. Ons kyk baie keer reg vir naweke, maar dan moet ons terugkom. Maar dit klomp mense wat in die woestyn gaan bly, het gesê ons gaan hier bly en God soek. En op daai in die woestyn met hulle lewe van intieme gebed lees, het dit reg gekry om baie naby aan God te leef. Sê vir sodat hulle lewens begin verander het, dat mense van die stede af begin reis het om by hulle voete kom sit en sê leer ons of gee ons net wat julle het. En nou is die ou mite of die ou storie van die woestynvaders dat daar 'n vader Josef was, dit was die ou vader, die leier van die gemeenskap, en 'n vader Lot wat nie so lank daar gebly het nie. En die vader Lot het by vader Josef gekom en vir hom gevra: "Wat moet ek nog doen? Ek leef in afsondering 7 dae 'n week. Ek bid elke dag. Die Onse Vader en 'n klomp ander gebede. Ek ken my Bybel anders uit my kop uit. Ek vas 3 dae van die week. 5 van die 7 dae sit ek in stilte. Maar ek voel daar kort iets. Wat moet ek doen?" En nou gaan die legende so dat vader Josef dan opgestaan het, sy hande na die hemel toe uitgesteek het en op daai oomblik het sy vingers in die brand geslaan. Soos wanneer hy 'n kers vat. En hy het gesê: "So as jy meer wil wees, kan jy 'n vlam word." Nee, dit is die storie. O, wat 'n einde.
Maar 'n kragtige vertelling, in die wêreld van die woestynvaders was 'n vlam ongelooflik belangrik. Dis iets wat lewe gee, iemand wat van huis na huis stap elke aand en elke huis met die olie aan die brand steek. Hitte gee vir die huis. So eintlik wat sy vader Lot gesê het, jy het al die geestelike dissiplines. Al wat jy nou kort, is 'n koneksie met die wêreld. En ons sê, jy kan nie altyd in die woestyn bly nie. Kom 'n dag dat God jou gaan uitnooi, om te gaan teruggee wat jy het. Om die wêreld aan die brand te gaan steek. So dis nou my sinnetjie vir die aand. Not living on a prayer, but being the prayer. Dis wat God ons uitnooi om te sien. Being the prayer. Die gebede wat ons bid. Starks is 'n kerknavorser wat ongelooflike goeie navorsing doen oor die eerste gemeentes. As jy ooit wil weet hoe die vroeë kerk gewerk het en geleef het, kan jy al Starks se boeke gaan lees in navorsing. En hy vertel dan ongelooflike stories in een van sy nuutste boeke oor hoe die eerste gemeenskap gelewe het, hoe hulle hierdie weg gekry het. Nou voor die tyd van aborsies en medikasie, al hoe jy van 'n ongewenste kind ontslae kon raak is, het hom of haar weggegooi. So daar was 'n plek buite die stadsmure waar as jy nie 'n babatjie wou gehad het nie, op die ashoop gaan gooi het. En hopelik daar binne 3 dae sou die kind gesterf het van hitteuitputting of wilde diere sou hulle opgevreet het. En gewoonlik was dit dogters wat daar beland het. Want die paas van daai tyd het geweet matriekafskeidrokke en trourokke is verskriklik duur. Dit was nie regtig die rede nie. Die rede was dat meisies was nie baie werd in daardie tyd nie. Seuns was jou rykdom. Meisies en vrouens was maar soos die donkies en deel van jou besittings. En wat die vroeë Christene toe gedoen het, is die storie waarop ek wil uitkom, is dat die eerste Christen gemeentes het elke dag na die ashoop toe gegaan en al die babetjies gaan haal. En hulle groot gemaak in die Christelike gemeenskap. Soos hulle self. En rondom dit het daar 'n gemeenskap ontwikkel van aangeneemde kinders en 'n klomp vrouens baie keer bymekaar, want dit was klomp vroue babetjies, maar wat weer ander babetjies aangeneem het, dat die stories oor die kerk begin versprei het. Van hierdie is 'n groep mense wat ten spyte van hulle self die seer van die wêreld, ons kan nie die kinders laat verlore gaan nie. Ons kan nie. En Christene het nie baie geld gehad nie. Hulle moes ekstra belasting betaal, baie keer hulle grond verloor. Dit was moeite vir hulle, ons kan dit gebeur nie. Omdat God ons liefhet, ons met ons Vader, kan ons nie die kinders laat verlore gaan nie. Die ander grypende storie wat hy vertel is, in daardie tyd voor daar inentings was, het dorpies tot niet gegaan, weens siektes. Hulle sluit die siek mense in die huis toe, en verlaat die dorp. Dat daardie mense in 'n huis doodgaan, van daai siekte. En die Bybel sê dit gebeur, as daar pokke uitgebreek of suits, het hulle die mense in die huise toegemaak en die dorpies agtergelos en weggetrek. En weet jy wat die Christene gedoen het? Hulle het gegaan en daai mense versorg. Dit was die Christene gedoen het. Ongeag of hulle self siek geword het, of hulle self dood gegaan het, sê, ons bid ons Vader, ons kan nie dit toelaat nie. En het 'n ongelooflike reputasie daarvoor gekry, dat hulle hierdie siek mense versorg, as die hele dorpie wegtrek. Dan ontferm hulle oor daai mense. Nou ek dink dis die droom wat Jesus gedroom het. Wat ons kom vertel het van wat dit beteken as die koninkryk van God kom. Nie in die hemel nie, maar op aarde. Dis gebed. Mense wat beweeg word. Ek sluit af. Dit is nodig dat ons eerlik moet wees oor gebed. So moet asseblief nie nog 'n boek oor gebed koop en hom lees nie. Tot op hierdie stadium weet jy genoeg van gebed. Ongeag watter woorde of metodes jy nodig het, die enigste voorwaarde vir gebed is dat jou lewe dit getuig. Net dit. Moenie nog 'n boek koop oor geestelike oorlogvoering nie. Daai lekker boeke in Koem met die vlamme en die swaard en
demone. Ons verslind dit. Want ons voer oorlog teen 'n wêreld hier buite. Demone wat ver van hier af is. As ek gebed reg verstaan, gaan dit oor hier en nou. Die geveg wat ons moet veg is armoede, in Rustenburg dwelmmisbruik, in Rustenburg prostitusie, gebroke huwelike, en nog 'n klomp ander. Dis die gebed wat ons nodig het. Jy moet asseblief nie nog 'n seminaar oor gebed bywoon wat jy vertel dat jy regte woorde gebruik, gaan God jou seën met rykdom dat jy weer nog 'n vakansiehuis kan koop iewers nie. Terwyl ander mense nie 'n huis het nie. En honger en dors is. Dis nie gebed nie. Openbaring vertel die storie dat gelowiges se gebede ryk soos wierook. Amos vertel die storie dat van die gebede stink in God se neus. En die verskil is net dit. Gelowiges wat beweeg word deur hulle gebede om regtig 'n verskil te maak, om liefde te leef op 'n radikale manier. Amen.